Kinkel in die kabel, Hebreërs 6 vers 18 tot 20. Dis Kerstyd en is onmoontlik om hierdie seisoen mis te kyk weens die winkels se knaande pogings om ons daaraan te herinner. Vir hulle is dit 'n tyd van groot spandaalbaarheid, 'n tyd wat mense oortuig moet word om hande diep in die sakke te steek, skuld te maak en volgende jaar eers jou te bekommer oor hoe jy alles gaan betaal. Dis die tyd wat jy allerlei onnodige goed koop vir mense maar dit nie nodig het nie met geld wat jy nie het nie. Deesdae speel die kinders graagter met die bokse waarin die persente gekom het as die persente self. Party van ons het dalk so 'n bietjie hulp nodig as dit kom by persentjies koop vir ander mense. Ons manne wens heimlik dat ons nie nog 'n stel sokkies of 'n das of 'n hemp sal kry nie, maar eerder een of ander katottertjie wat jy kan gebruik. Alhoewel daar geen opdrag in die Bybel is dat ons Kersfees moet vier nie, doen ons dit in elk geval. Tesame met miljoene Christene oor die wêreld heen, dink ons terug aan die geboorte van Jesus. Ons sing liedere soos Bethlehem ster o wonderlig en Joy to the world, the Lord has come. Ons weet Jesus is gebore in Bethlehem, so en suid van Jerusalem. Maria en Josef het soontoe gereis vanaf Nasaret vir 'n sensus, toe die tyd gekom het vir Jesus om gebore te word. Die dorp lyk heeltemal anders vandag as in Jesus se tyd. Aan die een kant van die dorp kry jy te doen met hoë mure, terwyl die res van die dorp glad nie lyk soos dit in die kinderbybels voorgestel word nie. Dit was wel die geboorteplek van koning Dawid, maar toe Jesus daar gebore is, was dit maar 'n onbenullige klein dorpie. Ons teks vandag lyk nie of dit enigstens iets met Kersfees te doen het nie, maar in konteks bevat hierdie 3 verse in Hebreërs al die hoop waaraan die eerste eeuse Joodse gelowiges aan vasgehou het. Hulle het 'n Messias verwag, omdat God vir hulle een beloof het. Die skrywer van die boek Hebreërs verbind hierdie belofte aan Abraham, 'n man wat 4000 jaar van tevore geleef het, toe hy nog 'n heiden was in Ur van die Galdeërs. Maar sy ontmoeting met God, oftewel God se ontmoeting met hom, het sy lewe radikaal verander en die toekoms van die menslike geskiedenis beïnvloed. God het aan hom 'n land van sy eie beloof, sowel as 'n hele nasie van nasate. Dit was 'n vreemde belofte want Abraham en Sara was op daardie stadium kinderloos. Maar God het vir Abraham beloof, deur hom sal al die nasies op die aarde geseën word. Vanuit hierdie ongelooflike belofte vind ons die nasie van die Israeliete omtrent 2000 jaar later, so baie soos die sterre aan die hemel. Dan word Jesus gebore vanuit hierdie nageslag van Abraham. Hebreërs 6 vers 18. Daar is nou 2 dinge wat soos 'n paal bo water staan en nooit verander sal word nie. Daar is die belofte van God en die eed wat hy geneem het. En God kan nie lieg nie. Ons wat na God toe is om gered te word, kan daarom verseker weet dat God sy beloftes sal hou. Om God so te vertrou is soos 'n geestelike anker. Dit gee ons 'n lewe vastigheid en sekerheid. Dit verbind ons ook direk met God self in die heiligste van die heilige plekke. Jesus, wat die pad na God toe vir ons oopmaak, is klaar daar ter wille van ons. Hy is mos ons hoëpriester op dieselfde manier as wat Melchisedek 'n priester was. Die 2 onveranderlike dinge wat in die teks genoem word, is die belofte van God en die eed van God. Om vir Abraham te help glo, in 'n God wat hy nog nooit gesien het nie, het God eers 'n belofte gegee en daarna 'n eed by homself afgelê dat hy die belofte sal nakom. Wanneer ons in die versoeking beland of mismoedig voel of bang of in 'n hoek gedryf, of wanneer vir ons voel of ons omstandighede vir ons wil oorweldig, of wanneer een van ons geliefdes deur 'n harde traumatiese tyd gaan, of wanneer ons vriende teen ons draai, dan kan ons terugdink aan God se belofte en God se eed. Daardie 2 onveranderlike dinge is bedoel om ons moed te gee. Die hoop wat ons het te midde van swaar tye is gebaseer op God se karakter en dis 'n anker vir die siel. God neem al die inisiatief. Soos ons hierdie Kerstyd betree, weet ons ook dat dit 'n seisoen van hoop is. Dis iets wat ons heel jaar nodig het, maar miskien het party van ons daardie hoop hierdie jaar spesiaal nodig. As jy behoefte het aan hoop, is hierdie boodskap vir jou. Waar kan ons hierdie tipe hoop vind, wat soos 'n anker vir die siel is? En hoe is daardie hoop gekoppel aan Kersfees? Die
basis van ons hoop word gevind in die manier wat God sy beloftes in die verlede gehou het en nagekom het. Ons storie begin in die tuin van Eden, 'n paar oomblikke nadat Adam en Eva van die verbode vrug geëet het. Die paradys is geruïneer met die eerste sonde. Satan het gewen, God se plan is gekortwiek en die eerste ouers het hulle onskuldigheid verloor. Van daardie oomblik af het sonde oor die hele wêreld versprei en alles gevlek wat dit aangeraak het. Wat sou God daaromtrent doen? Hoe sou hy afreken met die mense wat gekies het om weg te draai van hom af, gekies het om ongehoorsaam te wees? Sou hy Adam en Eva verwoes en weer van voor af begin? Nee, redding begin met die eenvoudige feit dat God nie opgegee het met die menslike ras nie. God was van plan om iets te doen. Hy sou nie dat Satan die geveg wen vir planeet Aarde nie. Die res van die Ou Testament demonstreer hoe God se plan ontvou het om daardie groot ding wat in Eden gebeur het om te keer en te werk. Toe al het God beloof, en hoewel die details nog vaag was, dit was die eerste sprankel van hoop sedert die sondeval. Daardie belofte van God kan oor die eeue heen gevolg word soos God sy belofte in werking sit. In sy eenvoudigste vorm teken die belofte vir ons wat God gedoen het omtrent sonde. God sou iemand na die aarde stuur om daarmee klaar te speel. Maar wie en hoe en waar en wanneer? Hy sal 'n lid wees van die menslike ras. Reg in die begin van Genesis het ons 'n stukkie inligting omtrent sy reddingsplan vir die menslike ras. Genesis 3 vers 15. Ek maak jou en hierdie vrou bitter vyande van mekaar. Jou nageslag en haar nageslag sal mekaar haat. Hulle sal altyd probeer om jou kop plat te trap. En jy sal hulle aan die hakskeen wil byt. God se plan het gewentel rondom 'n spesifieke persoon. Daardie persoon sou 'n man wees wat die menslike ras betree deurdat hy gebore sou word deur 'n vrou. Hy sou die geveg met Satan aanknoop. En dan sal Satan hom 'n hou slaan wat lyk of dit fataal is, maar dit sal nie hierdie mens verslaan nie. Hy sal dan vir Satan en sy mag vernietig. Hierdie verlosser wanneer hy kom sal van die saad van 'n vrou wees, nie 'n engel of een of ander bonatuurlike wese nie. Hy sal 'n man wees en die aarde betree deur gebore te word soos enige ander mens, deur 'n vrou. Genesis 3 vers 15 voorsien dus vir ons die eerste skakel in 'n lang ketting wat ons op die ou end sou lei na Bethlehem. Hy sal behoort tot die Semite. Na die vloed in die tyd van Noag het die lyn van hierdie komende verlosser al meer gefokus geraak. Noag het 3 seuns gehad, maar die verlosser sou net uit een van hulle gebore word. Noag het verklaar die verlosser sou kom uit die nageslag van Sem, wat die vader van die Semite sou word. Genesis 9 vers 26, verder het hy gesê, geseënd is die Here die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Hy sal 'n seun van Abraham wees. Ons ken die verhaal van Genesis 11, hoe Terah sy familie gevat het en uit Ur van die Galdeërs getrek het met die land Kanaan as bestemming. Maar hulle het net tot by Haran gekom, en daar het God vir Abraham ontmoet in die suide van Turkye. Daar het hy vir Abraham aangesê om aan te hou met die safari na Kanaan, al het sy pa Terah in Haran gesterf. Dit is vir ons onbekend hoeveel jaar hulle daar gewoon het. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Abraham was gehoorsaam en het Haran verlaat en opgeëindig in die beloofde land. God het sy belofte aan die hele mensdom het nou ingezoom op een man, Abraham. Die verlosser sou gebore word vanuit Abraham se nasate. Hy sal 'n nasaat van Isak wees. Die belofte zoom nog meer in, deur die verlosser gebore sou word vanuit die lyn van Isak, nie Ismael nie. Die Here sê, omdat jy my gehoorsaam het en nie eens jou geliefde seun van my weerhou het nie, neem ek 'n eed dat ek jou sal oorvloedig sal seën. Ek sal jou nageslag vermenigvuldig tot 'n ontelbare menigte, soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see, en hulle sal hulle vyande oorwin. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Dit sal alles gebeur omdat jy my gehoorsaam het.
Hy sou 'n nasaad van Jakob wees. Isak het 2 seuns gehad, Jakob en Esau. Soos die gewoonte was, sou Esau as die oudste die belofte erf as eersgeborene. Maar hy het daardie reg verkoop aan Jakob vir 'n pot lensiesop. Sou God daardie transaksie ernstig opvat? Die antwoord is ja, alhoewel dit 'n mate van onregverdigheid en lus aan Jakob se kant ingesluit het. In 'n vreemde, misterieuse droom van 'n leer wat reik tot in die hemel, het God aan Jakob sy belofte herhaal, dieselfde belofte wat hy ook aan Abraham en Isak gemaak het. Die lyn waaruit die verlosser of Messias gebore sou word, sou iemand uit Jakob se nageslag wees. Genesis 28 vers 13, en kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek doen het wat ek jou gesê het. Hy sou behoort in die stam van Juda. Jakob het 12 seuns gehad. Watter een sou hy kies om die belofte van God voor te sit? Volgens tradisie en gewoonte sou dit Reuben moes wees, die eersgeborene. Maar hy het gesondig en is oorgeslaan. Dieselfde was ook waar van Simeon en Levi. Toe Jakob dus kom by sy 4de seun, het hy een van die mees verbasende profesieë geuiter daar op sy sterfbed in die hele Bybel. Vir 2000 jaar word hierdie woorde gesien as die grootste messiaanse profesie in die Ou Testament. Genesis 49 vers 8. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim. My seun, hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin, wie sal hom opjaag? Die scepter van Juda sal nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerstok, en die vol van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn, en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn, en witter van tande as melk. Alhoewel Jakob al oud en sterwend was op hierdie stadium, het hy met oë van geloof gesien in die toekoms in, wanneer die stam van Juda die leierskap in Israel sou oorvat. Die mense van Juda sal soos leeu's wees in hulle moed en krag. Hulle stam sal die pad wys vir die ander 11 om te volg. Die scepter wat hy van praat was die teken van koninklike autoriteit. En dit sou gesetel wees in Juda, totdat Silo kom. Nou wie is Silo? Silo is 'n ander naam vir die Messias, of dit is letterlik 'n Hebreëse verwysing na die een aan wie die scepter behoort. As dit 'n noemnaam is, beteken Silo die een wat vrede bring. Dit kan korrek wees, want Jesaja verwys daarna in sy profesie. Jesaja 9 vers 6, sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Die Messias word ook die prins van vrede genoem, en die profeet Micha ondersteun dit deur te sê dat die Messias hulle vrede sal wees. Hy sal vrede bring, sê Micha 5 vers 4. Jakob voorspel dat die Messias die regverdige heerser van die wêreld sal wees, iemand wat met 'n scepter sal regeer as koning. Alhoewel Jakob voorspel dat die stam van Juda die dominante een sou wees, is daardie profesie nie vervul voor baie eeue verbygeglip het nie. Israel se ander leiers kom vanaf ander stamme. Hy word ook genoem die leeu van Juda. Moses uit die stam van Levi gekom. Josua het uit die stam van Efraim gekom. Gideon se stam was Manasse. Simson kom uit die stam van Dan. Samuel kom uit die stam van Efraim. Saul kom uit die stam van Benjamin. Maar nadat Saul deur God verwerp is, het God gedraai na 'n man in die stam van Juda, om die volgende koning te wees. Hy sou 'n afstammeling van Dawid wees. In 1 Samuel 16 begin dinge te verander. Nadat God vir Saul as koning verwerp het, het God die jongste seun van Isaai gekies,
Daar het Samuel die skaapwagterseun Dawid gesalf as die volgende koning van Israel, maar dit sou nog baie jare vat voor hy ingestap het in daardie rol. Hy het uiteindelik die grootste koning geword Israel ooit gehad het. Hy was nie net 'n goeie vegter nie, maar ook 'n goeie staatsman, 'n digter en sanger. En hierdie een man is al die hoop en drome van 'n nasie toegerol vir die vervulling van antieke beloftes wat God gemaak het. Op die hoogtepunt van sy beroep as koning het God 'n verbasende belofte aan Dawid gemaak. 2 Samuel 7 vers 11. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorouers rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vasstaan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Hierdie belofte is die duidelikste belofte tot dusver. Nie net sal die verlosser kom uit die huis van Dawid nie, maar hy sal ook heers oor Dawid se koninkryk en op Dawid se troon sit. Meer as dit, Dawid se huis en koninkryk en troon sal vir altyd aanhou. Daardie belofte is baie spesifiek. Nie net sal die verlosser kom in die lyn van Dawid nie, maar sy huis en koninkryk en troon sou vir altyd aanhou. Hierdie groot belofte was groter as selfs al die menslike heersers wat na Dawid sy skoene volgestaan het. Ons lees van ouens soos Salomo, Asa, Hiskia, Josia en nog baie ander. Alhoewel hierdie heersers regverdig was voor God, kon geen een van hulle op Dawid se troon sit vir ewig nie. Hulle was blote verganklike mense. Almal het 'n vervaldatum gehad. Dus kon geen een van hulle hierdie groot belofte vervul nie. Die belofte het gepraat van 'n heerser wat vir altyd sou lewe. Maar watter aardse heerser sou ooit daardie belofte kon vervul? Dawid het nooit kon droom hoe daardie vraag beantwoord sou word nie. Die belofte het nou baie spesifiek geword. Ons het beweeg vanaf 'n lid van die menslike ras tot nasate van Sem, Abraham, Isak, Jakob, Juda en toe Dawid. Maar steeds was daar die vraagstuk: waar sal ons so 'n heerser kan vind wat vir altyd sal heers op Dawid se troon? Wie sou hierdie verlosser wees en waar sal hy vandaan kom en hoe sal ons hom herken? Die volgende 2 beloftes sou begin om daardie vrae te antwoord. Hy sou gebore word uit 'n maagd. Baie jare het verbygegaan, terwyl die volk van God gewag het vir daardie verlosser om te kom. Toe in die dae van koning Agas het God weer eens die prentjie kleiner gemaak. Hierdie keer het hy gespesifiseer hoe die verlosser die wêreld sal inkom. Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. 'n maagdelike geboorte? Ek wonder wat Agas daarvan gedink het toe hy daardie profesie gehoor het. Ek wonder wat het Jesaja daarvan gedink. Net God sou so iets kon regkry. Die komende Messias sou inderdaad 'n lid van die menslike ras wees. Maar sy aankoms sal 'n teken wees dat hy geen gewone mens was nie. Hy het die wêreld bonatuurlik betree, want hy was die een wat deur die Vader gestuur is. Ons vind in sy maagdelike geboorte 'n vae verwysing van die Messias se identiteit. Hy sal ten volle God wees, gebore deur 'n wonderwerk in 'n maagd, en hy sal ook ten volle mens wees, komende van 'n vrou. Hy sal in Bethlehem gebore word. Die voorspelling van die komende Messias word verder vernou deur 'n spesifieke plek te noem waar die Messias gebore sou word. Vanuit al die moontlike stede en dorpies sou hy in Bethlehem gebore word. Micha 5 vers 1 sê, maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Die frase wat hierdie vertaling noem, die gryse verlede, kan ook vertaal word vanuit die dae van die ewigheid. Dit laat ons dadelik terugdink aan Genesis 49, wat praat van 'n heerser wat uit Juda sou kom. Dit voeg ook 'n belangrike feit by, naamlik dat die oorsprong van die Messias kom uit die dae van ewigheid, vanuit Tuka se dae. Dit help om te verduidelik hoe die Messias vir altyd sal kan heers op Dawid se troon. Omdat hy sy oorsprong gehad het in die ewigheid, sal hy dan ook vir altyd kan heers. As ons dus al hierdie profesieë sou saamvat, kry ons 'n verbasende portret van die Messias.
Hy sal 'n Jood wees, hy sal kom uit die stam van Juda, hy sal 'n nageslag wees van koning Dawid, hy sal gebore word in Bethlehem, en hy sal gebore word deur 'n maagd. Wie sou al daardie kriteria kon ontmoet? Party mense sou dalk die eerste een kon vervul, 'n paartjies dalk die tweede een ook, en nog 'n paar dalk die derde een, maar net een persoon sou die 5de kwalifikasie ontmoet, en sy naam is Jesus Christus. As ons in die geslagsregister van Matteus 1 kyk, sien ons 'n lang lys van name wat begin by Abraham en eindig met Jesus. En hoewel baie van die name vir ons onbekend is en selfs moeilik is om uit te spreek, wys hierdie geslagsregister vir ons die waarheid. God se belofte strek oor generasies heen. Wat begin het met Abraham in die jaar 2000 voor Christus, het uiteindelik geëindig met die geboorte van die Messias in Bethlehem. As jy die lys van name van naderby bekyk, lees dit omtrent soos police file, 'n lys van mense wat nie perfek was nie. Daar was Abraham, wat 2 keer gelieg het oor sy vrou. Daar was Isak, wat gelieg het teen Rebekka. Daar was Jakob, wat 'n kroniese bedrieër was. En Juda het met sy skoondogter geslaap, deur te dink sy is maar net 'n prostituut. En Dawid het egbreek gepleeg deur sy sonde met Batseba te probeer toesmeer, en toe selfs moord gepleeg om die storie te probeer stilhou. Salomo het honderde vroue gehad wat hom verlei het om hulle afgode te aanbid. Manasse was 'n man wie se naam sinoniem was met boosheid. Hy was so boos dat hy self sy kinders geoffer het aan heidense gode. Die lysie bevat ook 4 vroue. Daar is Tamar wat met Juda geslaap het. Daar was Rahab, die prostituut van Jericho. Daar was Rut wat 'n Moabiet was. En dan ook Batseba wat egbreek gepleeg het saam met Dawid. 3 van hulle was heidene gewees. 3 van hulle was betrokke by een of ander seksuele immoraliteit. 2 was betrokke by prostitusie. 1 was 'n egbreker. Al 4 van hulle was egter in die stamregister, in die lyn van voorvaders, wat sou lei na Jesus Christus. God het egter sy beloftes gehou, kom wat wil. God het selfs swak mense gebruik om sy beloftes op te bou. Hy het gewerk met mense wat nie perfek was nie, want dit was al wat hy gehad het om mee te werk. Op die ou end is die enigste naam wat punte tel, die van Jesus. Alles wat gebeur het vooraf, het gelei na hom. God het die eeue se geskiedenis ingespan om sy seun na die wêreld te stuur, op presies die regte tyd. Hierdie transgenerasie skouspel van God se getrouheid behoort vir ons hoop te gee, soos wat ons self 'n onbekende toekoms intrek. Wat God vir ander gedoen het, sal hy ook vir ons doen. Ons vind hoop vir die dag van vandag. Hulp wat van die Here afkom. Een van die psalms vat dit goed saam, Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Dit is geruststellend dat God se hulp opdaag juis in tye van ons moeilikheid en nood. Eerstens moet jy die moeilikheid wees, iets wat ons nogal maklik regkry. En tweedens stuur God hulp te midde van ons moeilikheid. Hy is ons beskerming en toevlug. In sy boek A Bend in the Road vertel David Jeremiah hoe hy gediagnoseer is met kanker terwyl hy op die hoogtepunt van sy bediening was. Die dokters het ontdek dat 'n vorm van kanker wat genoem word lymfoma, wat naby sy milt gegroei het, in hom geleef het. Na chirurgie en chemoterapie het gelyk of die kanker onder beheer is, en toe ruk later kom het weer aggressief terug. Hierdie keer het dokters besluit die mediese eweknie van 'n atoombom om dit te gebruik. Hulle het 'n stamsel oorplanting gedoen en moeilike prosedure gevolg waarin stamselle geoes is uit die pasiënt se liggaam, gevolg deur groot dosisse van chemoterapie en radiasie om elke teken van kanker dood te maak. Toe word die gesonde stamselle teruggespuit in sy liggaam, met die hoop dat die kanker nie weer sou terugkom nie. Vir hom het hierdie behandeling sy fisiese en emosionele tol geëis. Hy het geveg met pyn, narigheid en diepe depressie. En weer het dit gelyk of die kanker onder beheer is, maar die dokters het hom gewaarsku dat daar geen waarborge is nie. Die kanker kan weer terugkom, of dalk nooit nie, maar hulle kon nie verseker sê nie. Die boek se titel, A Bend in the Road, kom vanuit sy waarneming dat almal van ons vroeër of later by so 'n kinkel in die pad sal kom wat ons nie verwag het nie, nie wou hê nie kon voorspel nie en nie kan uitstel nie. Ons het ons lewe beplan om in een rigting te gaan, maar dan skielik verander alles en word die appelkar omgegooi. Skielik het ons te doen met daardie nuwe kinkel in die kabel.
Nou begin ons lewens te beweeg in 'n heel anderste rigting, nie die een wat ons vir onsself sou gekies het nie. Wat doen ons dan? Hoe sal ons geloof dit oorleef? Waar is God as die lewe skielik 'n nuwe koers met my inslaan? Die skrywer David Jeremiah verduidelik dat as ons by so 'n draai in die pad kom, so kinkel in die kabel, is daar niks wat deur God gemors word nie. Selfs die kinkels van die lewe bevat 'n goddelike doel. Malcolm Muggeridge het eendag 'n brief geskryf aan sy vriend Bill Buckley. Ek is nou al 'n ou man, Bill. Soos ek terugkyk oor my lewe, is een van die dinge wat my opval, dat swaar kry en lyding in staat is om my iets te leer. Nie sukses nie, nie geluk nie. Die enigste ding wat my geleer het waar die lewe gaan, was lyding en swaar kry. Die enigste pad wat lei na die bestemming wat God vir ons in gedagte het baie skerp draaie. Dit wil voorkom of die dinge wat ons vandag weet, ons diepste oortuigings, gebore word in persoonlike hartseer en moeilikheid. Die lewe is 'n reis met baie draaikies en kinkels, maar soos mens ouer word, raak jy al meer bewus van die soewereiniteit van God. Ek het alles wat ek het, omdat God dit vir my gegee het, omdat sy wil was om dit vir my te gee. Ek leef waar ek lewe vandag, omdat dit God se plan vir my lewe is. Ek is gebore in 'n sekere familie, omdat dit God se wil was, om my te laat gebore word in daardie familielyn. Kan dit wees dat selfs my probleme en uitdagings kom uit God se hand? Vra maar vir Job, wat nie geweet het wat agter die skerms afgespeel het nie. Ek is wie ek is vandag en waar ek is, deur die soewereine genade van God. Dit beteken dat daar nie iets is soos geluk of die noodlot of 'n kans nie. 'n Meisie word gevra wat sy geleer het in die sonnaskool en sy vertel, God sê nooit oeps nie. En dis vertroostend om te weet, want ons almal lewe in 'n wêreld van oepse, waar foute die hele tyd gemaak word. Dikwels deur mense wat goed bedoel, maar God maak nooit droog nie. Hy maak nie glipsies nie. Hy sê nooit oeps nie. Dit is selfs moontlik dat Kersfees vir jou herinner aan jou probleme en die dinge van jou lewe wat nie is soos dit behoort te wees nie. Partykeer voel jy dalk lus om sommer op te gee, die handdoek in te gooi. Maar God is aan die werk in ons omstandighede op maniere wat ons dikwels nie kan sien nie. Hy kan selfs goeie dinge na vore laat kom uit situasies wat tans hopeloos lyk of selfs boos is. Daar's 'n groot hoop dat God vir ons sal help te midde van ons moeilikhede. Hulle wat wag op die Here sal nie teleurgestel word nie. Daar's ook groot hoop oor wat die toekoms inhou vir die kinders van God. 1 Korintiërs 13. En nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek nog net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. In Johannes 3 vers 2, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Hoe beteken dat ons glo dat beter dae op pad is? Dinge sal nie altyd dieselfde wees soos dit nou is nie. As daar geen hoop vir die toekoms was nie, sou hierdie wêreld 'n aaklige plek gewees het. Vandag is daar soveel lyding, pyn, haat, geweld, wetteloosheid en gebrokenheid in ons wêreld. Dit is God se wêreld, maar dis nie meer die wêreld soos hy het gemaak het nie. God se wêreld is erg besoedel deur sonde. Een man vertel hoe hy sy ma gaan besoek het in 'n inrigting vir Alzheimer. Die staf het hulle gewaarsku dat sy dalk nie vir hulle sal herken nie, want haar korttermyn geheue het al meer agteruit gegaan. Toe die kamer inloop het sy ma dadelik sy naam genoem, alhoewel sy geen idee meer gehad het wie sy seun was wat ook saamgekom het nie. Sy het hom verwys as daardie aantreklike jong man. Aan die einde van hulle besoek het hulle hande gevat en saam gebid. Toe hulle klaar was, het sy 'n traan afgevee en gesê, dit was so mooi gebed. Toe het hulle koebaai gesê en weggestap, terwyl sy ma met 'n glimlag op haar gesig agtergebly het. Sy het 10 minute later geen herinnering meer oor gehad het hulle ooit daar was nie. Een van die staf by die oord vir Alzheimer pasiënte vertel hom dat sy ma elke dag na die TV loop en White Christmas gekyk het, waarin Bing Crosby speel. Vir haar was dit elke keer nuut, asof sy het vir die eerste keer sien, want sy het alles vergeet van die vorige dag.
Beter dae is op pad. Dinge gaan nie altyd wees soos dit nou is nie. Eendag, deur die genade van God, sal ons almal se geheue herstel word. Ons sal ons kragte terugkry, ons verstand sal weer helder wees, en die letsels van tyd en ouderdom sal vir altyd omgekeer word. Voordat God klaar is, sal die dooies in Christus opstaan, en die wat nog lewe, sal getransformeer word. Ons sal almal nuwe mense wees. Die dood is nie die einde nie. Alzheimer het nie die laaste sê nie. Kanker kan nie wen op die ou end nie. Sonde en dood sal eendag finaal verwoes word. Daardie dag het nog nie gekom nie, en dit is op pad. Jy kan staat maak daarop. Beter dae wink op die horison. Ons het hoop in ons toekomstige glorie wanneer ons by Jesus sal wees. 'n Bekende skildery van die Hollandse skilder Rembrandt word genoem Die aanbidding van die skaapwagters. Dis geverf in 1646. Die skildery wys hoe hy gedink het dit was vir die skaapwagters om die baba Jesus te sien vir die eerste keer. Die skildery is donker, want dit was nag in die stal. Die donker kleure forceer die kyker om die skildery van naderby te bestudeer. In die sentrum was die baba in die voerbak of trog van die diere. Maria is aan sy sy en Josef is ook nie ver weg nie. Die skaapwagters bondel saam rondom hom soos hulle vervoering staar aan die baba, wie se koms voorspel is deur 'n engelekoor. In die donkerte kan jy ook skaapie sien. Het lyk of die skaapwagters nie hulle skape buite gelos het nie, maar ook in die stal ingebring het, volgens Rembrandt. Aan die een kant is daar so lendelam leer in 'n dwarsbalk, wat 'n teken van die kruis vorm. En langs die leer is daar 'n hoenderhaan. Dit tref jou dat die leer in die dwarsbalk die teken van die kruis vorm, terwyl die hoender 'n simbool is van verraad in die nabye toekoms. Selfs in daardie blye oomblik is daar die skaduwee van die kruis wat oor hom val. Maar die ding wat die meeste uitstaan is die lig wat skyn. Anders as ander Renaissance skilders het Rembrandt nie Jesus geverf as 'n engel met 'n heilou om die kop nie. Hy was maar 'n doodnormale, baie menslike baba. Alles is donker in die stal, behalwe vir die baba wat in die krib lê. Die lig skyn nie op die baba nie, dit skyn uit hom uit. Dit was Rembrandt se manier om te sê dat alle hoop en lig vanuit die krib skyn, 'n lig vir 'n donker wêreld. Is daar hoop vir die wêreld? Verseker. Hoop het opgedaag meer as 2000 jaar gelede in Bethlehem. As jy wil hê daardie hoop moet jou lewe infiltreer, moet jy doen wat die skaapwagters destyds gedoen het. Jy moet gaan na Bethlehem en kniel voor die pasgebore koning. Hoop is beskikbaar vir hulle wat hulle self verneder en buig in geloof voor Jesus. Glo jy dat hy die Seun van God is, wat uit die hemel gestuur is? Erken jy dat jy 'n sondaar is wat 'n verlosser nodig het? Glo jy dat Jesus ook vir jou sondes gesterf het? Is jy gewillig om hom te vertrou as jou Here en jou verlosser? Sal jy buig voor hom as jou koning? Party mense onthou vir Jesus een keer elke jaar as Kersfees aanbreek. Hulle word deur hom aangeraak en hulle wil hom graag persoonlik leer ken, maar dan glip die oomblik verby en is die druk van die nuwe jaar weer op hulle. Daar's 'n groot gevaar om na Jesus toe te kom, maar nooit 'n besluit vir hom te maak nie. Jy kan nie 'n blitskursus neem om in die hemel in te gaan nie. Vroeër of later sal jy 'n persoonlike besluit moet maak omtrent Jesus as jou Here en jou verlosser. Is daar plek in jou hart vir Jesus? Sal jy voor hom buig? Mag God vir jou die genade gee om plek te maak in jou hart vir hom hierdie Kersfeestyd. Dankie Jesus dat jy gekom het om hoop vir ons wêreld te bring. Dankie vir die wonder van Kersfees, wat eeue gelede reeds voorspel is deur die profete. Dankie dat U my verlosser is, wat my kom vrymaak het van die gevolge van sonde. Dankie dat U lig nou in my lewe as 'n getuienis in hierdie wêreld skyn. Amen.